your King is he. Who is he? There comes the raging sea. Who is he? Ek sal u graag wil groet in die oorwinnende, uitmuntende naam van ons Heiland en Saligmaker, die Here Jesus Christus, die Lam van God, die Leeu van Juda, die Godsknegt, wie volmaak gemaak was, deur sy keuse om lyding te omhels. It sounds a very strange ambition, that the Lord Jesus should choose suffering. Maar die skrif sê vir ons baie duidelik, dit is in sy lyding wat hy volmaaktheid bekom het. Ons bid saam. Vader in die hemel, ons wil dankie sê vir 'n nuwe dag. 'n Dag wat belaai is met geleenthede en voorregte. Ons wil glo, Here, dat U het ons vooruit gegaan en alreeds hierdie dag betree en daar is dinge belê in hierdie dag wat maak vir ons sukses, wat maak dat daar vergenoegdheid binne ons sal wees. Ons pleidooi nou is dat U ons vrede sal gee in ons hart en ons gedagtes, in ons siele en ook in ons vlees. Ek bid vir genesing van liggame wat miskien lydend is op hierdie oomblik. Ons is aan die agterkant van ons winter en dit is so dat griep en verkoue en alle soort virusse probeer om die mense af te takel. Maar ek spreek die woord van genesing. Ek spreek dat deur die wonde en die sweephoue wat Jesus verduur het, was ons genees. En laat daardie genesing nou teneergebring word in die liggaam. Laat koorse wyk. Laat seerplekke verligting vind. Laat kopseere weggaan. Laat infeksies dood en bring gesondheid en genesing in die liggame van die knegte. In Jesus naam bid ek. Amen. Prys die naam van die Here. Het is wonderlik om weer eens met u te wees en op hierdie tydstip wil ek graag iets noem. In my navorsing en studies, 'n hele paar jaar terug was ek baie ywerig in my nastrewe tot herlewing. En dit het my gedwing om soekend te wees na wat God al reeds vermag het. Dit wat al reeds gebeur het. Ek het 'n skrif teëgekom wat my baie aangespoor het. Dit is in die boek van Habakuk gewees. En die profeet praat en hy maak aanmelding tot die Heilige Gees. Hy spreek die hemelse Vader aan en hy sê, Here ons God, ons het onsself verken met u kragdade en die magwerke wat u verrig het. Here, ons pleidooi en versoek tot u is, hernie daar die werke en doen daar die dade weer eens. Here, doen dit op 'n manier dat dit en daar gegons sal word daaromtrent. Maak dit bekend dat u dit doen, Here. En Here, dit is u reg om wraak en oordeel uit te oefen. Maar volgens u genade onthou ons met God. In u wraak, in u oordeel, ontmoet ons met genade. In die Engels sê dit soos volg, O Lord our God, we have heard of the report of your mighty deeds, the great things that you have done. Revive thy works, O Lord, in the midst of the years, and noise it abroad. Make it known, O Lord, and in thy wrath
remember mercy. En die idee rondom hierdie pleidooie, gebed, smeking, wat ons dit ook al wil noem, hierdie idee om aanspraak te maak daarop dat God iets sal doen wat hy voorheen alreeds gedoen het. In other words, a precedent has already been set, that God has done it, and therefore God is able to also do it again. Maar in hierdie geval praat hy praat van die magswerke en die groot dade van die Here. En ek het die goed gaan opsoek. En ek praat nie net van dit wat ons volgens die skrif in die Bybel lees nie. Maar ek praat ook van die daarop volgende getrouheid van God om homself te bewys in alle geslagte, vanaf die handelinge van God, from the time of the acts of God. Die handelinge, die boek van Handelinge praat mos van hoe die Heilige Gees versterking en bemagtiging en krag verleen het aan die vroeë kerk. En daardie dade is opgeteken as die handelinge. Maar na die boek van Handelinge het het nog aangegaan, alhoewel daar nie opsommings vir ons nagelaat is in die Bybel self nie, maar die records van daardie tye en daardie mense vertel daarvan. Hulle praat van die herlewings, hoe God oor gebiede gekom het, hoe God oor streke gekom het, hoe God oor lande gekom het, hoe God in klein dorpies gekom het, in groot stede gekom het, en daar waar die son so opgehoop was, dat het moes 'n oordeel uit die hemel uitlok, het God in plaas daarvan 'n groot genade uitgestort in 'n herlewing. En ek het hierdie goed gaan lees, ek het het gaan besoek, ek gaan kyk wat dit behels het, waar dit plaasgevind het, wie die sleutelpersone was, wat 'n groepe dit was, wat 'n mensgroepe dit was. En het was verstommend geweest. Dit was letterlik 'n soort van, wanneer jy ernstig honger en dors is, en jy stap die pad af en jy kom verby hierdie winkels met hulle groot glasvensters en jy sien en jy ruik die kosse en die soetgoed en dit maak jou net meer honger en dit maak dat jy verlang om aan tafel te kan sit en jouself daar te kan versadig. Maar ek praat nou nie eintlik van kos en koek en drinkgoed nie. Ek praat van herlewing. Wanneer jy dit gaan kyk en jy gaan sien en jy gaan loer en jy bespier en jy besef die normale siklus van kerklewe is rustig, ja, maar daar is meer. Daar is meer. Ek noem dit vir u vir die rigting wat ek met u wil praat. Ek het toe hierdie goed gaan studeer, ek het navorsing, ek het opsommings gedoen, ek het teruggegaan ver in die oortye. Ek praat nou van toe reis en beweegruimte beperk was. Nie soos nou nie, ons het vliegtuie, ons het treine, ons het paaie, ons het motors, ons het 'n manier om te kommunikeer wat oombliklik is. In die tyd toe dit gekos het om oor berge en deur valleie te loop. In die tyd wat het gevat het om maande van een land tot nog 'n land te beweeg. In die tyd toe die afstand wat ek byvoorbeeld vanoggend afgelei het vanaf Malmesbury om in Somerset West te wees, dit het my net omtrent oor 'n uur gevat, insluitend die druk verkeer en 'n ongeluk wat op die pad was, wat ons 'n bietjie vertraag het. Maar 100 jaar terug sou ons seker 'n week gevat het. 'n week gevat het van Malmesbury Somerset West toe. As jy moet geloop het, as jy nog nie 'n perd gehad het nie, of 'n wa gehad het nie. En ek het daardie herlewings gaan besoek
in die opsommings daarvan, en ek het my pad deurgevind tot in die 20ste eeu, die 19de eeu, en ek het in hierdie week nog het ek met iemand gesels en ek het hulle verken. Ek het hulle ingelig rondom die herlewing wat op die ou einde geassosieer was met Dr. Andrew Murray. Suid-Afrikaanse herlewing 1864 in die Kaap-area, in die Kaap-provinsie. 'n herlewing wat plaasgevind het in 'n NG Kerk. NG Kerk wat nog voor die apartheid era was, voor die onderskeid van rasse, wat 'n jong kleerling meisie die aan die voorpunt van die gebed was by 'n gebedsvergadering, maar die dominee was nog nie teenwoordig nie, en die res van die mense wat saam met hulle verkeer het saam gebid en hulle was pleitend voor die Here vir 'n verandering in hulle gemeenskap en hulle families. 'n klein dorp. En in hierdie klein dorp, terwyl hulle bid, was die rekordse opsomming is, hulle het die geluid gehoor van 'n dreun, asof 'n trein naby kom. En dit het al hoe harder geword terwyl hulle bid, maar die dominee is nog nie teenwoordig nie. Andrew Murray was die dominee op daardie stadium, en ek het hierdie herlewing gaan opsoek en deurlees en verskillende weergawes daarvan gelees, en hulle sê terwyl hierdie jong meisie hardop pleidend was in gebed vir die Godguns, en die res van die mense het beamen en saam gebid, het die net soos in die boek van Handelinge op die dag van Pinkster, die eerste dag van Pinkster, soos ons dit as die geboorte van die kerk onthou, was daar skielik 'n ruk aan die gebou, en die geraas en geluid van die gedreun het die gebou getref, en almal teenwoordig was geonderdompel en gedoop in die Heilige Gees, en daar was 'n kreet uitroep gewees, en praat in tale, en lofsange tot die Here. Dit was pandemonium gewees, heilige pandemonium, en van daardie oomblik af, toe die dominee die saak betree, en hy het nie verstaan nie, hy kon nie sin maak van wat hy sien nie, en hy het probeer om die ding tot bedaring te bring, en hy het gepraat van mense, dis onbetaamlik om so te kere te gaan, en hy kon dit nie keer nie, want dit was die Heilige Gees, dit was God se antwoord op die smeking en die pleidooie vir hemelse guns om 'n verandering te bring in die gemeenskap en in die dorp self. En van daar af het hy in 'n oortuiging gekom daarna, grotendeels omdat daar 'n Amerikaanse besoeker was in Suid-Afrika in die Kaap, en hierdie persoon het gekom vanaf New York area in die VSA, en dit was 'n geval gewees dat die herlewing, en dis 'n wonderlike ding om te besin, ek moet hieroor praat, ek wil die aanwakker in hierdie rigting. Die herlewing was al reeds daar gewees binne die afgelope paar maande. En soos ek my verken met die beginsel agter hoe God sulke dinge verrig, het dit tot my gedagtes en verbeelding opgekom, dat herlewing is 'n koolvuur wat vanaf die altaar voor die troon van God afkom, wat betaal voor was deur die moeitevolle lyde en smarte van Jesus Christus, dat wanneer oordeel gepas is, God in plaas daarvan genade uitoefen. En hierdie koolvuur vanaf die altaar voor die troon van God word tot die planeet aarde geslinger, en wanneer dit die aarde tref, dan breek die koolvuur op in verskillende vonke, en dit spat in alle rigtings, en daar waar die vonk val, daar bars die vuur van herlewing uit. En dit was net 'n geval gewees dat hierdie man wat van Amerika in Suid-Afrika kom besoek het, maande voorheen
in kerke was, waar die vonk van herlewing al reeds dinge aan die brand gesit het, en daardie kerke was geonderdompel en gedoop in die Heilige Gees en krag, en dit het die hele program wat normaalweg 'n siklus was, ontwrig, en die kerk en die lede en die buitenste gemeenskap het in 'n sin tot 'n ontwaking gekom van God se teenwoordigheid, en hierdie man verduidelik toe aan wie later Dr. Andrew Murray sou wees, Dominee, asseblief, jy moet verstaan, dit is nie onbetaamlik nie, dit is presies hoe dit geskied in New York, waarvandaan ek gekom het, en ek getuig daarvan, dat dit God is, wat besig is om dit te doen, en op een of ander wyse was die dominee oortuig gewees, en hy het sy eie, in sy eie manier het hy die ontmoeting gehad met die herlewingsvuur van die Heilige Gees se teenwoordigheid, en die engele, daardie vlamme, wat eintlik engele is, want die skrif sê vir ons in die boek van die Hebreërs, hy maak sy knegte vlamme vuur. He makes his ministers, these angel ministers, flames of fire. En hy het homself toe kwesbaar gestel en ontvanklik gestel vir hierdie herlewingsvuur, en toe vat dit vlam in hom in, en hy was toe die voorpunt van die spies van herlewing wat dorpies in die platteland en in die wye Suid-Afrika aan die brand gesit het vir die Here. Ek praat soos die man, ek wil hê jy moet saam met my opgewonde raak rondom hierdie onderwerp, omdat vir die rede, ek het baie tyd gespandeer om hierdie herlewings te studeer, om het te navors, om my eetlus en aptyt op te wek daarvoor, want dit is nie normale kerk nie. Jy weet, daar's kerke wat 45 minute dienst hou, daar's kerke wat 1 uur en 'n half dienst hou, daar's kerke wat 2 ure dienst hou, omdat die mens of die leierskap nie die gemeenskap wil afronteer deur aanspraak te maak op hulle nie. Nou, ek wil vir jy reguit sê, nou en dan hou ek van 'n takeaways, nee, waar jy nou net by die glasvenstertjie kan optrek en bestellingen sit, en dan by die volgende venstertjie, dan kry jy jou kossie wat jy bestel het en betaal het voor, en terwyl jy ry, eet jy hom op, binnen 2-3 minute is dan niks meer. Maar die ding waarvoor ek eintlik 'n voorkeur het, is om by 'n buffettafel te sit, waar die verversings, jy onthaal word met die verversings, en daar's 'n verskeidenheid, en jy kan sit, en jy kan eet, jy kan 'n uur lank eet, jy vat hom met tyd. Nou, ek praat nou nie regtig van kossie, né? Ek praat nou eintlik van jou eetlus en jou aptyt vir die dinge van die Here. Want wanneer herlewing en sulke vuur van herlewing losbars en die plek aan die brand sit, dan moet jy onthou, jy sal moet bereid wees om die tyd op te offer. Maar ek beloof u, as dit gebeur, sal jy vind, jy wil inwillig om 3, 4, 5, 6 ure in die kerk te wees. Net om in daardie atmosfeer van God se teenwoordigheid en sy wonderlike seëninge wat losgelaat word daar te benut. So, ek het hierdie goed gestudeer. Ek het van hulle gestudeer, dit van hulle verduur, paar weke van dit kan verduur, paar maande van dit verduur, 2 tot 5 jaar, en selfs in die 21ste eeu, die 20ste eeu is 1900, was daar herlewings wat die aarde geskit het, wat die wêreld geskit het, wat veranderings op kontinente gebring het, wat lande se rigtings verander het.
Op 15 tot 20 jaar na die 1864 herlewing wat plaasgevind het in Suid-Afrika, maar dit het ook plaasgevind in sekere gedeeltes van Europa, in Britannië, die Verenigde Koninkryk, in Canada, in Noord-Amerika, soos ek gesê het, herlewing is soos 'n koolvuur wat vanaf die altaar van God voor die troon van God gevat word en in die aarde geslinger word. En wanneer dit die aarde tref, dan breek dit op in stukkies en die vonkies spat in verskillende plekke, maar met doelgerigte eindbestemmings. With very, very definite places that it goes to. Want God is die ene wat dese Heilige Gees die mense voorberei in hulle eetlus en hulle aptyd vir die dinge van herlewing. En dan kom dit na hulle toe. En ek het hier in 1903 ontstaan nog 'n herlewing ook in Amerika. Dit begin in Amerika. Dit staan bekend as die Pinksterherlewing. The Pentecostal revival, en vanaf daardie herlewing is die hele aarde se lande, se plekke aangeraak. En wanneer ons praat van herlewing, dan praat jy van bo-natuurlike dinge wat gebeur. Mense ontvang die vermoë in ander tale te kan praat sonder dat jy die taal geleer het. Jy sien wonderwerke, kreatiewe wonderwerke. Ek het gelees en gehoor van persone wat hulle oë verloor het. Daar is glad nie eens 'n oog in die kop nie. 'n nuwe oog verskyn. Arms wat afgesny was of verloor was of ander liggaamsdele groei terug voor die oë van die getuienisse. In hierdie herlewings gebeur sulke dinge. Verlossing. Mense wat môre moes dood, vanaand moes dood, hulle sal nog 30, 40 jare lewe, omdat lewe vloei in herlewing. En 1903 is die Pinksterherlewing, 1940 is die genesingsherlewing, dit word gedoop, daardie name, wanneer God so beweeg, deur sy Heilige Gees, en die engele is baie actief op daardie oomblikke. 1950 herlewing, 1972 herlewing, en die 1980s herlewing, en die 1990s is ook herlewings losgebars, ene wat ek myself goed mee verken het destyds, was gedoop, die gewilde naam was die Toronto Blessing, omdat dit plaasgevind het in die stad van Toronto in Canada, na aan waar die lughawe is, en daardie herlewing het vir dekades wat hy aan die gang is. Daar was ook 'n herlewing wat ek goed gestudeer het, en hy het ook 'n hele paar jaar verduur. Dit was die Brownsville, Pensacola herlewing in Florida, VSA. Ons in Suid-Afrika het ook herlewings gehad hier, Kwasiza Bantu in Natal, onder die leierskap van die tweede geslag Duitse man, Erlo Stegen. Kwasiza Bantu het toe wonderlike werk gedoen in hulle tyd, en tot vandag toe is daardie bediening nog steeds aan die gang, alhoewel die herlewing self het sy gang geloop. Nou ek noem almal dit vir hierdie rede. Ons is in die laaste van die laaste dae. Ons is die laaste tyd voor die groot verdrukking ons gaan oorhaal. Die antichrist gaan homself blootstel en bekend maak. Maar toe ek die profetiese rede van profete in ons tye gaan kyk en lees en aandag gaan skenk, toe hoor ek hoor hulle sê, die Here sê, dat in hierdie laaste dae gaan hy sy gees uitstort, soos dit sê in die boek van Joël en die boek van Handelinge, maar daar's aspekte daarvan wat teruggehou was voorheen, wat tot vervulling moet kom in hierdie oomblikke wat ons nou in is, en dit het te doen met die uitstorting van die vroeë reën en die laat reën, the early rains and the latter rains, en ons praat nog nie van reën wat val uit wolke nie, ek praat van die wolk van heerlikheid deur die Heilige Gees, en die salwing wat herlewing loslaat, om dinge aan die brand te laat slaan, en hulle praat, nou het ek nie manne geluister, ek het van hierdie vrouens geluister,
Ek het nou nie tyd om hulle name te noem nie, behalwe om te sê, hulle is eendragtig in die oortuiging van hulle ervaring profeties en as sieners, deurdat hulle sê, dat in hierdie tyd sal God die kerk oprig om soos 'n magtige groot slapende reus op te staan en aan die wakker gebring te word en hierdie herlewing gaan vloei in alle lande waar daar diegene is wat honger is en ywerig is om werksaam te wees met die Heilige Gees en die engele om hulle gemeenskappe, hulle distrikte, hulle streke, hulle lande, hulle provinsies aan die brand te bring vir die dinge van die Here, sodat die siele oes groot kan wees. Mense, ek het nog nie gemeen, ek gaan so lang praat net om in my inleidende voorstel bekend te maak nie, maar hierdie herlewing het begin. Hierdie herlewing is aan die gang. Kyk gerus, gaan kyk gerus, daar is name wat ek kan en graag sou wil noem, maar tyd ontneem my van daardie voorreg, maar die vonke, onthou wat ek gesê het, herlewing is soos 'n koolvuur vanaf die altaar voor die troon van God. Wat so koolvuur die opsomming is van die losprys van wat Jesus betaal het deur moeitevolle lyde en bloedstorting. Dit is wat daardie koolvuur is. Dit praat van die vurige toornigheid en grimmigheid van God wat uitgegiet was op die Jesus terwyl op die kruis was en God het toe daardie kole gevat. En hy hou dit dus al dierende kole wat op 'n altaar voor sy troon is en daardie kole word gevat en word in die wêreld van die mens ingeslinger en wanneer dit hier losbars, dan gaan die vonke waar dit gaan en as dit daar val, dan slaan dit die saak aan die brand. Kerke moet aan die brand kom. Pastore, dominees, reverends, eerwaardes, bishops, apostels, moet aan die brand kom. Leraars moet aan die brand kom vir die Here. Ouderling moet aan die brand kom vir die Here. Diakens moet aan die brand kom van die Here. Geleerde wat honger is en dors is vir die dinge van die Here moet aan die brand kom, want hierdie brandvuur van God is wat die duiwelse werke verteer en vernietig. Ons moet soekend wees daarna. So I study these things. I study these things. It is real. Not only did I study it, I have experienced it. Ek het dit ervaar. Ek was voorsitter van die Christenvereniging vir 'n baie bekende assuransiemaatskappy in die Kaap in 'n ondervoorbuurt by die naam van Pinelands. Nou, julle wat daarvan weet presies waar wil ek nou praat. En daar was ek voorsitter gewees vir 4 jaar. Voor dit was ek die sekretaris gewees. En in my tyd, by daardie maatskappy, daardie Christenvereniging het sy ontstaan vanaf 1949. Ek het daar begin werk in 1988 en binne in 5 jaar van my werksaamheid daar was ek sekretaris en toe daarna was ek die voorsitter gewees en in my tyd as voorsitter het ek die komitee groepie ingelei dat ons herlewing ervaar het by 'n werksarea, dat mense van af die hele Kaapse vlakte wat baie verskillende kerke verteenwoordig het, hulle pad soontoe gevind het om te kom kyk en sien wat daar gebeur. Ek weet van herlewing, maar daardie herlewing was maar 'n klein herlewingkie gewees. Hier kom 'n herlewing wat die ganse wêreld aan die brand gaan steek. Dit is asof Samson nou weer sy vosse gevang het en hulle jakkals is en hulle stert aan die brand gesit het en hulle in die vyand se koringlande en olyfboorde en wingerde laat hardloop sodat die vyand se hele stelsel aan die brand gesit kan word. Die Here stuur vir ons uit 2 en 3. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U ons oë oopmaak vir die moontlikheid en die voorreg van dit wat U nou aan die beweeg is om te doen wêreldwyd. En Here,
ons wil sê, ons wil deel wees daarvan. Help ons om ons pad te vind na daardie plek waar ons kan deel wees van herlewing. Help ons, Here, om ons lot in te gooi met die werk van die Heilige Gees. Help ons om ons samewerking te gee met die engele, want daar is soveel siele wat nog gered moet word, voordat die oordele op die aarde uitgestort gaan word. Here, ons verbind onsself tot hierdie belydenis om te sê dat Jesus Christus as Messias, ons redder en heiland, en hy het gesterf vir ons om u kind te kan word, en ons neem hom aan, en ons vra nou, my God, dat u deur die Heilige Gees vir ons sal invul, en vir ons sal aanwakker, en dat u ons sal saai soos 'n saad, in die areas waar ons onsself vind, om die opbrengs van geregtigheid voor die voete te kan neerlê. Dit bid ek nou, deur genade, in die naam van Jesus Christus. Amen. Who is he? Who is he? Who is he? Who is he? Who is he now? Who is he? Who is he? Who is he?